Baie welkom by ons aanlyn diens. So bly jy's ingeskakel. Ons is in die middel van ons reeks van vlees na vrug. En dit is 'n baie interessante reeks. Ons fokus op die vrug van die Gees. Nou as jy die eerste keer die term dalk hoor van die vrug van die Gees, is iets wat Paulus van praat wanneer hy 'n brief skryf na die kerke wat in Galasië is. En hy's besig om iets reg te stel. Hulle is verskriklik behep met wettiese goeders. Daar het mense gekom in die kerk en gesê, luister, daar's 'n paar Joodse wette wat julle nou nog moet onderhou. Anderste, jy weet, ek wil amper sê dit klink so half van, maak net seker julle onderhou hierdie ook. Jy weet, net nou is die kruis nie genoeg gewees nie. Net toe staan jy eendag voor God en hy sê, maar hoekom is julle nie besny nie? Hoekom het julle nie die wette onderhou nie? En Paulus is verskriklik ontstel daaroor. Hy skryf, weet jy wat, as jy enige iets anders te probeer onderhou, buiten die feit, die ware evangelie, wat aan julle verkondig is julle besig om weg te vat van dit wat aan die kruis gebeur het. Hy sê op 'n stadium, hy sê, of ons nou of 'n engel uit die hemel uit vir julle 'n ander evangelie vertel as die ene wat julle ontvang het, dan is dit nie van God af nie. Hy sê, laat hulle onder die vloek van God dan wees. As enige iets of iemand vir jou iets anders te vertel wat nie van God af is nie, laat hulle onder die vloek van God leef. Dis daarom as nogal sterk woorde, maar dis hoe Paulus hieroor voel. En dan gaan hy verder, dan kom hy in hoofstuk 5 van hierdie brief en sê, maar ek sê vir julle, dan gee hulle vir hulle die oplossing oor die argument dat hy so oor die vorige 4 hoofstukke opgebou het. Hy sê, maar ek sê vir julle, lewe deur die Gees. Gaan van vlees af na die Gees. Hier in hoofstuk 3 sê hy, julle het dit anders te om. Hy sê, julle gaan nou weer van die Gees af, en gaan nou julle self besig met goed wat in die vlees is. En dan hier in hoofstuk 5 sê hy, maar daar's kenmerke, daar's dinge wat gebeur wanneer jy in die Gees lewe. Hy sê, lewe deur die Gees. En hier is die eienskappe wat gebeur, en dan lys hy die vrug van die Gees. Laasweek het Johan gesels oor liefde. Liefde wat oorwin. Dis ook een van die dinge wat Paulus skryf in Galasiërs. Hy sê, as julle een wet moet volg die wet om mekaar lief te hê. Hy haal vir Jesus aan wat sê, hier is die wet, julle moet mekaar lief hê. Liefde wen. Maar daar was 'n paar ander eienskappe ook wat bietjie uitbrei op hoe dit lyk wanneer ek in die Gees lewe, deur die Gees lewe. En ons kyk vandag spesifiek na vreugde en vrede. Nou ek mag dalk praat van vreugde en of blydskap. Dit is dieselfde ding waarna ek verwys en dan vrede. Dit is die 83 vertaling wat daarvan hou om vreugde te gebruik en dan die ander vertalings hou daarvan om blydskap te gebruik. Maar dis dieselfde Griekse woord wat Paulus gebruik. So daar's nie onderskeid in die woord nie, net sodat jy nie dink ek praat oor iets anders nie. Vreugde of blydskap en dan vrede. So 2 weke terug was 'n Sondag, stap ek by ons diens in. Dis my beurt om my boodskap te bring, en dan is ek ook natuurlik deel van die aanbiddingspan. En ek vat my gitaar en ek sien dit wat sy band vashou is heeltemal los. En is nou nog 'n proses om dit als aan mekaar te sit. En ek doeg te weet terwyl ek wag vir almal om reg te maak, ek gaan dit gou doen en ek maak die snare los. Ek kry hom uiteindelik aan die gang. Maar die probleem is wanneer jy die snare losmaak, partykeer dan stel hulle so 'n bietjie vinniger uit wanneer hulle weer vas daai, dan moet hulle eers weer gewoond raak aan hoe jy hulle nou ingestel het. Met die kom die dame wat die klank doen en sy kyk my so en sy so glimlag op haar gesig en sy sê, ons het 'n bietjie van 'n probleem. Ek sê ja, sy sê, ons menger, ons mixer, ons klankbord het gevries. Dit is 'n digitale klankbord en dis maar 'n rekenaar en die ding het gaan vries. Ons het hom af en aan, if all else fails, reboot, niks wil werk. Soveel sodat ons 'n analoog menger moet opkoppel, net sodat ons kan klank hê die oor. Maar die diens is besig om te gaan amper begin. En die klankmense is besig en
Almal is onseker, maar daar kom hierdie bonatuurlike vrede oor my. Iets wat ek nie nou vir jou kan beskryf. En ek roep die band bymekaar en ek sê, weet jy, kom ons kom net uit die pad uit van die mense wat nou probeer om die klank te connect en ons probeer help, maar nie in die pad wees nie, kom ons laat almal net rustig bly. Maar in my kop moet kerk gebeur. In ons almal se kop moet kerk gebeur. Daar is genoeg rede vir ons om rond te hardloop, vir ons om kwaad te word vir mekaar, vir ons om te vra wat gaan aan, wat gaan ons doen, want die mense is op pad, die mense sit al. Soveel so dat ons afkondig, gee ons nie tog 10 minute, gaan kry nog 'n koppie koffie. So gebeur dit, ons het 'n bietjie klank, ons kan 'n gitaar en 'n klavier inplak en 3 stemme. En ons kan die gemeente begelei in sang, maar dit klink nie soos wat dit altyd klink nie. Dit klink nie so mooi dalk soos wat dit altyd klink nie. Ek staan op en ek is so 'n bietjie verward, want dit was nog nagmaal ook en ek kon nou 'n boodskap bring en dit voel vir my of alles net verkeerd gaan. Maar is hierdie vrede, hierdie amper blydskap wat in my lewe is, wat ek die hele tyd op fokus. En ek kan nie help om iewers anders te fokus nie, want ek weet God is hier. Van my bedieningsperspektief was dit seker een van die beste sondae van my lewe. Want in daai oomblik, in een van die dienste, hoor ons na die tyd, het iemand tot bekering gekom. Daar's 'n vrou daar, wat die eerste keer in haar lewe in 'n kerk is, en het eintlik agter die skerms gaan dit chaoties. Maar haar lewe verander, sy gee haar hart vir die Here. Ander oom kom na my toe sê, o, is vol trane, en hy sê, hierdie sang was besonder. Het gevoel of ek klink soos 'n eend. Sien, daar's iets wat gebeur wanneer ons oorgee. Iets wat gebeur wanneer ons weet ons kan niks verander nie, dit is wat dit is. Die Here moet nou nie ingryp. Daar is hierdie afhanklikheid. En dit is die naaste wat ek kan kom om te beskryf wat dit is om deur die Gees te lewe. Is minder van myself, maar meer van hom. Dis die naaste wat ek kan beskryf wat vreugde en vrede bo verstand is. Ek wil jou graag uitnooi om saam met my hierdie teksvers te lees wat Paulus skryf, en dis so 'n paar verse net vir konteks. Hy sê, wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, lewe deur die Gees. Dan sal julle nooit soeg voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil. En wat die Gees wil, is in stryd wat met ons sondige natuur begeer, wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Dan lys Paulus, die praktyke, die sonde, die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend. Hierso sê hy, jy het nie 'n wet nodig om te weet hierdie is verkeerd nie. Dis onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusies, verdeeldheid, skering, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al die dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het, wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal nie die koninkryk van God as erfenis verkry nie. Dis hierso waar Paulus so 'n bietjie sê, weet jy wat, julle probeer wette in plek sit, maar ons weet hierdie goed. Mense wat hierdie goed doen, het nie oorgegee aan God nie. Dis mense wat nog steeds in hulle sondige natuur lewe, hulle het nie tot bekering gekom nie. Hoeveel keer in kerke sien ons dit nie? Miskien in jou eie lewe, is jy besig met dinge wat wys dat jy eintlik nog nie tot bekering gekom het nie, want Paulus is ernstig hieroor. Hy sê, as jy tot bekering gekom het, sal jy wegdoen met hierdie goed. As jou verhouding met God enigstens iets werd is, sal jy seker maak jy doen nie hierdie goed nie. Dis hoe ernstig hy dit opvat. Hy sê, maar nou wil julle wette in plek kry om God te ervaar. Nou wil julle wette in plek kry om onder genade te lewe. Werk mos nie so nie.
En jy weet wat's reg en jy weet wat's verkeerd. En as jou lewe getuig van omkeer, van oorgee, sal jy nie die sonde doen. Hy sê dan verder, in plaas daarvan om jouself te herinner aan dit wat half algemeen is, hier's 'n ander manier van lewe. Hier's 'n doen manier van lewe. In plaas van wette te onderhou, hier's 'n doen manier. Hy sê in vers 22, die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. En dan sê hy, teen sulke dinge het die wet niks nie. Daar's nie 'n wet vir sulke goed nie. Die wat aan Christus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of mekaar afgunstig wees nie. Ons staan vandag stil by 2 van daai, dit is vrede en vreugde. En wanneer ek gaan kyk na wat vreugde en vrede beteken in die wêreld vandag, dink ek nie altyd dit is dit wat God bedoel, wat dit moet wees nie. En dis 'n vraag wat ek vir jou wil vra, wat beteken vreugde en vrede vir jou? Wat dink jy aan? Miskien as jy dink aan vreugde of blydskap, dan dink jy aan iets wat jy gekry het. Iets wat miskien 'n verhoging. Daar's rede om bly daaroor te wees. Miskien is dit 'n motor, miskien is dit 'n kar, miskien is dit 'n verhouding. Daai ding wat jou bly maak, miskien gee dit jou 'n bietjie skoelappers in jou maag as jy dink daaraan. As jy jonk is en jy word nou verlief, jy's bly daaroor. Jy wil vir almal vertel daaroor. En miskien vrede is daai plek by die see. Daai oomblik wat jy jou voete in die sand indruk en jy ervaar God se skepping, miskien is dit vrede wat jy ervaar. Daai oomblik as jy op jou ma se bank gaan sit of jy maak jou ma se yskas oop en dit vat jou terug na jou kinderlewe toe, ervaar jy vrede. Maar soos ons die goed opnoem, is dit nie interessant dat dit als van buite af is nie. Dat dit als goeders is wat bepaal word rondom waar ons is en wat ons kry van buite af nie. Dit is nie aan die binnekant nie. En dis die groot gevaar. Want sien, ons vreugde en vrede het kunsmatig geword. Ek het gaan kyk, die woord kunsmatig en ons praat nou baie daaroor, is AI, kunsmatige tegnologie en allerhande goed, maar oorspronklik die woord kunsmatig beteken made by people, often a copy of something natural. Ek gaan kyk daar by Cambridge.org, ek het nie vir ChatGPT gevra nie, dit is die ouens van Cambridge wat sê dit is wat dit beteken. Dit is 'n namaaksel van iets wat eintlik beter is. Nou as jy hou van oorspronklike goed en jy hou van die regte goed, sê jy agterkom as jy op die oorsese of die Chinese platforms goed bestel, dit lyk soos die regte ding, man, die pakkie lyk dieselfde, alles lyk dieselfde, maar sodra jy dit begin gebruik, is dit nie meer dieselfde nie. Sodra dit moeilik begin word om die draad te knip, en weet jy, die oorspronklike tang sou dit beter gedoen het as hierdie ene. 'n Ding kan so naby lyk soos die oorspronklike, maar dit maak dit nie die oorspronklike nie. En ons het die oorspronklike vreugde, die oorspronklike vrede begin vervang met kunsmatige goed, byvoorbeeld geld. Iemand sê nou die dag, geld is die laagste vorm van seën wat jy kan kry, want die Here seën op soveel ander belangrike plekke. Hy kan jou ook met geld seën, maar dis nie die maatstaf nie. Besittings, dit wat ek het, weer eens dit wat buite my is, genot, sukses, jou prentjie van sukses. Dit wat sosiale media vir jou sê, wat jy moet wees, hoe jy moet lyk en hoe jy moet ryk, Mag is verskriklik. Mag vat jou, gee vir jou 'n valse vorm van blydskap en vrede. Jy weet, ons is so gepla met leierskap. Jy weet, elke boek gaan oor hoe om 'n leier te wees, hoe om
boontoe te gaan in jou werk. Jy weet, Jesus het gekom en hy was nie net 'n leier nie. Hy was 'n mentor. Hy het disippels gemaak. Maar ons is so baie met posisie. Leierskap sê hier is die posisie wat ek nou beklee. Sekuriteit en beheer. Dit is als kunsmatige vorms van vreugde en vrede wat ons in ons lewe in laat kom het, om dit te vervang, dit wat God vir jou wil gee. En ons moet regtig pas op hiervoor. Laat my dink aan die storie van Salomo. Salomo in die Ou Testament het die gawe gekry van wysheid. Hy het alles gehad. Ek meen, gaan lees bietjie. Salomo het alles gehad. Hy het al die dinge wat ons nou gelys het hy gehad. Hy het geld gehad, besittings, genot, sukses. Ek meen, die man het 1000 vrouens gehad. Nou jy kan self jou eie somme doen hieroor. Maar dink vir 'n oomblik. Maar God het ook na Salomo toe gekom en sê, luister, daar's 'n paar goed wat jy nie moet doen nie. Moenie met al die vrouens trou nie, want hulle is nie jou damse eende nie. Hulle glo nie soos wat jy glo nie. Hy het hom gewaarsku voor die tyd en hier gaan Salomo in al sy wysheid en hy gee in. En weet jy wat gebeur? Hy begin kompromie tref. En hy begin sekere dinge doen om hierdie vrouens tevrede te stel. Hulle glo nie aan die God wie hy glo nie, so hy gee hulle eie plek van aanbidding. En stadig maar seker word hy deel van hierdie aanbidding. En die Bybel sê, en Salomo se hart was nie meer by die Here nie. Sy geloof het kunsmatig geword. Hy was oorweldig met al die sukses en al die goed wat hy kon kry, dat hy die ware plek gevat het waar net God moet wees. Hy het nie met die gees gelewe nie, hy het uit die vlees uitgelewe. En dit gebeur so maklik. Dis hierdie klein goedjies, hierdie klein jakkelsies wat stadig vreet, hierdie klein goedjies wat stadig iets groots word. Ek is oortuig 'n egskeiding gebeur nie net die oggend staan iemand op en besluit hulle wil skei nie. Dit is hierdie klein goedjies wat stadig gebeur. Iemand staan nie net eendag op en sê ek gaan 'n bank beroof nie. Dis hierdie klein goedjies wat hy eers begin doen. En dan begin ons in die vlees optree en nie in die gees nie. Dan begin daar van ons vreugde en ons blydskap gesteel word. In plaas daarvan dat ons lewe in die ware vreugde en blydskap wat God vir ons gee. Ek het AI gevra om vir my die volgende uit te beeld, want my design, ek kan nie design nie, so hierdie is nou mooier uiteengesit. Maar wanneer ons praat van die vrug van die gees en dit wat net God kan gee om te lewe deur die gees, is daar nou 9 eienskappe wat Paulus noem in Galasiërs. Daar kan meer wees verder in die Bybel, maar ons werk met hierdie 3 kategorieë en met hierdie 9 eienskappe in. En hier is 'n mooi uitbeelding. Die eerste 3 is baie Godgerig en dit is waar ons nou is. Ons is by liefde gewees laasweek en dan vreugde en vrede. En die tweede een is mensgerig, is lankmoedigheid, vriendelikheid en goedheid en dan selfgerig. Hoe beheer ek my eie lewe? Is getrouheid, sagmoedigheid en dan selfbeheer. Maar vandag, soos ons gesê het, praat ons oor vreugde en vreugde. En hierso sê ons 'n innerlike blydskap en vertroue in God, ongeag ons omstandighede. En vrede is 'n innerlike rus en harmonie omdat ons op God vertrou. Hierdie 2 goed kan ons net bewus word van en ervaar wanneer ons deur die Gees lewe. Ons sien weer in Galasiërs 5 vers 22 sê Paulus, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Kom ons vat hierdie dinge, hierdie kunsmatige goed wat ons geïmplementeer het in ons lewe en ons haal dit uit en lewe deur die Gees. Ons maak plek vir die Heilige Gees om groei te bring in ons lewe. Ons maak plek vir vrede. Ons maak plek vir blydskap. Dallas Howard wat dit vir my so mooi opsom as hy sê, abiding in God's love provides the unshakable source of joy, which in turn becomes the source of peace. Kan ons vir 'n oomblik net by vreugde gaan stil staan. Hierdie wanpersepsie soms
uh, dat geluk vreugde is, of blydskap is. Geluk met jou verjaarsdag is iets wat met jou gebeur. Geluk is wanneer jy iets wen waarvoor jy ingeskryf het. Geluk is wanneer iets oor jou pad kom in die oomblik. Maar dis nie vreugde nie. Ware vreugde kan nie van jou af weggevat word nie, want dit kom van God af. En dit is belangrik om hierdie vreugde te ervaar. Jesus praat daaroor as hy sê, net soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Die eerste eienskap van die vrug van die Gees. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap, my vreugde in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Vreugde is 'n diep innerlike blydskap en tevredenheid wat ontstaan wanneer ons God vertrou en ons bevrediging in hom vind, ongeag ons omstandighede. Vreugde maak seker ek gaan vorentoe in die lewe. Vreugde gee vir my 'n hoop. Dis Paulus wat ook skryf dat omdat ons vreugde het, of ons kan vreugde hê omdat ons weet dat Christus aan die kruis gesterf het en ons 'n ewigheid kan lewe. Daar's 'n hoopvolle toekoms, daarom kan ons nou in vreugde lewe. Want ons lewe nie net in die nou nie, ons lewe vir ons toekoms ook. Ongeag wat nou gebeur, daar's 'n ewigheid saam met Christus. En dit moet ons opgewonde maak. Die doel en die roeping van ons lewe is hierdie ewigheid saam met Christus. So my omstandighede bepaal nie hoe ek voel nie. My omstandighede laat ek nie toe dat dit my oorweldig nie, want Christus is nog steeds my hoop. Dis wanneer ek in blydskap kan lewe, is Jakobus wat sê, vind vreugde daarin as dit nie nou goed gaan met julle nie, as julle nou onderdruk word nie, wees bly daaroor. Jesus sê dit ook. Want my vreugde kom van binne af. My vreugde is my daaglikse pad saam met die Heilige Gees. My vreugde kom in my nabyheid saam met God. My krag kom uit hierdie vreugde. En in Nehemia vind ons dat hy sê, die blydskap in die Here is my beskik. Die blydskap in die Here is my krag. Daarom kan ek staan, bly en nog steeds vorentoe gaan. Daarom kan ek dit soms ten spyte van omstandighede nog steeds optimisties wees. Nog steeds kies om die beste te sien. Nog steeds kies om die beste keuses te maak, want my omstandighede bepaal nie my blydskap nie. Volgende een is vrede. Vrede wat ons eintlik maar baie oor kan sê. Maar vrede is nie die stilte in die huis. Vrede is nie die verlof aan die einde van die jaar nie. Dis nie vrede nie. Dis kunsmatige vrede. Vrede is nie wat in my bankbalans aangaan nie. Vrede is nie die afwesigheid van probleme nie. Maar vrede is net die heelheid wat ek net van God kan kry. Versoening. My sondes is vergewe. Ek het nou geestelike welstand. Die Heilige Gees is inwonend in my. Ek kan in hom rus, wees stil en weet ek is die Here, daar's vrede. Vrede sê God is in beheer. Waar vreugde sê God is goed, sê vrede God is in beheer. Die Gees bring die vrug voort, maar ons word geroep om die Gees te wandel. Sien julle, dis heel dit hierdie roep na meer. Loop saam met die Gees van die Here. Moenie dinge in plek sit wat nie daar hoort nie. Sit God terug op die troon, wandel in die Gees. Vraag is, hoe wandel ons in die Gees? Hoe maak ek hierdie vreugde en hierdie vrede en dit wat nog gaan volg myne?
Hier het ek 'n lysie gemaak. Die eerste een is onderwerp jou aan die Heilige Gees. Draai weg van dit wat jou verder van God af vat en sê Here, hier is ek. Heilige Gees, kom snoei. Ek onderwerp myself aan U. Ek buig my knie vir U. Luister na God se woord. Lees sy woord. Laat toe dat sy woord jou vorm. Laat toe dat sy woord jou verantwoordelik hou. Laat toe dat sy woord jou bewus maak van waar jy moet groei. Moenie toelaat dat sy woord 'n wet word, soos wat die Galasiërs 'n probleem gehad het nie, maar laat toe dat sy woord jou nader na hom toe trek. Bid. Gehoorsaam. Wees gehoorsaam. As Salomo net gehoorsaam was aan dit wat die Here hom voor gewaarsku het, so hy nie hierdie probleme gesit het wat God gesê het, jou hart is nou so ver van my en jou as gevolg net op grond van Dawid, jou pa, gaan ek jy nie nou verwoes. Jy gaan jou koninkryk nie nou verwoes word. Nie toelaat dat ons harte ver van God al wegdwaal nie. Vertrou God. Ek is in hierdie situasie, ek is waar ek is. Niks kan wat ek doen gaan dit verander nie. Net God kan. Vermy kompromie in jou lewe. En draai weg van sonde. Wens, daar was 'n toep op jou foon wat jy kon download. Sê, vandag soek ek vreugde en vrede. En dit was net so. En al jou wense het waar geword. Maar dit is nie so. Dit is om deur die Gees te lewe. Om daagliks na hom te nader. Daagliks God in sy posisie te sit in jou lewe en dis heel bo. En dan sal jy vreugde ervaar. En dan sal jy vrede ervaar. My gebed is dat jy wegdoen van die vlees en te wandel in die Gees en mag jy God se vrede ervaar in jou situasie, in jou omstandighede, mag jy sy blydskap ervaar en mag die vrug wat jy dra omdat jy deur die Gees lewe van so 'n aard wees dat ander van dit kan eet en daardeur gestig sal word. Kom ons bid. Here, dankie. Ons deur die Gees kan lewe. Here, maak ons bewus van die dinge wat nie deur die Gees is nie, maar deur die vlees is, deur die eie ek is. Mag ons wegdraai daarvan en deur die Gees lewe. En ons dankie daarvoor. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.